Ons kom by ons 4de aflewering in ons Pinksterreeks met die hooftema Stap die pad saam met God. En vanaand se oordeenking is geen verdienste die tema nie. Terwille van die opname gaan ek net ons teksvers lees. U kan gerus Lukas 18 vers 9 tot 14 deurlees. In vers 13 staan daar: En die tollenaar het ver weggestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Liefdes, in hierdie biduur wil ons bietjie gesels oor om die pad met God te stap en dat dit geen geestelike verdienste is nie, maar eerder groot genade. Baie min mense wandel werklik met hom. Met ander woorde, baie min mense stap regtig die pad saam met God. By geleentheid vra Dawid of om die skoonseun van die koning te wees 'n ligtelike saak is. En dan kom die antwoord beslis nie, dis 'n baie gewigtige saak. So ook om die pad met God te stap. Dit hef jou hart en jou siel op, dit maak van jou 'n ander mens. Laat ons egter op ons hoede wees en Satan nie vatkans gee nie, want dit kan so baie maklik tot geestelike hoogmoed lei. Daar is in elke mens 'n natuurlike trots wat sy hart so kan laat swel, dat alhoewel hy baie godsdienstig mag wees, hy nie die pad met God stap nie. Dink maar aan die fariseer hier in Lukas 18. Hy was baie anders as die gewone mense, ernstig godsdienstig, maar met geen benul van God se genade nie. Hy het geglo dat hy dit verdien het om met God die pad te kan stap. Daarvoor het hy immers meer as genoeg krediete opgebou. Maar wie die pad met God wil stap, moet twee dinge weet. Eerstens, dat die geestelike krag waarmee ons met God wandel nooit verdien kan word. En die tweede ding is, dit bly 'n voorreg om vir God te kan leef en werk. Dit kan nooit tot 'n reg oorgaan soos dikwels met die kerklei in die tyd wat van Christus gebeur het nie. Hulle het begin grootkop kry, hulle self verhef, geglo dat hulle alleen regverdig was en ander wat nie op dieselfde geestelike vlak of standaard as hulle was nie, was geminag. Geen wonder dat Christus so dikwels swaarde gekruis het met hierdie mense nie. Hulle het immers slegs Christus se veragting verdien. Om hoogmoed te voorkom, moet ons leeg van onsself raak en nie soos die fariseërs glo dat God nie sonder ons kan klaarkom nie. Paulus verdedig hom teen die Jode en hy sê in Handelinge 22 vers 3: Ek is 'n Jood, gebore in Tarsus in Sicilië, maar opgevoed in hierdie stad aan die voete van Gamaliel, streng ooreenkomstig die voorvaderlike wet, 'n ywerhaar vir God. Dit klink voortreffelik, nie waar nie? Maar dit as sulks, so bely hy, het hom niks gehelp nie. Hy was steeds verlore sonder Christus. Dis wonderlik om met God te wandel, die pad te stap en ywer vir sy saak te hê. Maar een ding moet ons weet, ons gaan geen geestelike krediete by God kan opbou nie, want dan wil ons, soos die ou fariseërs, geregtigheid probeer verdien. Dan is dit nie meer genade nie. In Efesiërs 2 vers 8 sê so duidelik, want uit genade is julle gered. Die Bybel sê duidelik, alles is genade, onverdiende guns. Geen mens kan deur getroue kerkbywoning of amptdiens of dankoffers of gemeentebetrokkenheid krediete opbou by God nie. Die Jode het niks van genade gehou nie. Dit was vir hulle as ware 'n struikelblok. Maar Jesaja het 700 jaar tevore voorspel dat die Jode niks van God se genade in Christus gaan hou nie. Hulle wou soos die fariseërs in Lukas 18 hulle plek in die hemel verdien. En daaroor is die Bybel baie duidelik. Wie sy plek in die hemel wil verdien, kan nie die pad met God stap nie. Om met God die pad te stap, moet jy jou onwaardigheid om dit te kan doen besef. Ons moet soos boemelaars wees wat hoed in die hand staan. Ja, gelukkig is elkeen wat weet hoe afhanklik hy van God is. Want God verag elkeen wat anders voor hom kom staan. In Matteus 9:13 staan daar: Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar om sondaars tot bekering te bring.
Elkeen wat diep bewus is van sy sonde en weet dat hy geestelike krediete nie kan verwerf nie. Hy stap die pad met God, soos wat God dit behaag. Die feit dat die mens nie geestelike krediete by God kan verwerf nie, het die fariseërs van daardie tyd eintlik verskriklik moedeloos gemaak. Hulle het geglo dat dit wel moontlik was, veral deur hulle goeie werke. Toe moes hulle uitvind dat as hulle nie tot Christus hulle self bekeer nie, hulle goeie werke niks beteken nie. Ken daardie liedjie wat ek 'n klinkende simbaal was as ek nie die liefde van God uitleef nie. Laat ons versigtig wees vir valse goeie werke in ons eie lewens. Baie mense verneder hulle self en glo dat hulle moet gehoorsaam, hulle moet sekere take verrig, hulle moet heilig lewe, hulle moet van elke sonde wegvlug sodat hulle gered kan word. Dis valse goeie werke wat sonder Christus niks beteken nie. Filippense 3 vers 7 sê, maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade gehad. Kortom gestel, as ek die pad met God wil stap, aanvaar ons 'n redding wat ons nie verdien nie. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof en dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. En dan kom die vraag dalk by u op, maar verlang God dan glad nie goeie werke nie? Ja, verseker. Verseker verlang God dit. Die verskil is dat ons nie goeie werke doen om gered te word nie, maar omdat ons reeds gered is. Dis heeltemal 'n ander sienswyse. Dis die groot verskil tussen die fariseërs van daardie tyd en die Christene. Genade laat wel ruimte toe vir goeie werke. Gelowiges het al groot dinge deur die geloof vermag. Ons kan gerus lees in Hebreërs 11, die heldegalery van die Bybel kan ons eintlik daarvan sê. Maar wat was hierdie geloofshelde se geheim? By aanvang van hulle taak was hulle almal swak, maar in die uitvoering daarvan het hulle sterk geword, soos wat God hulle die krag gegee het. Dis hoe 'n gelowige met God die pad stap, gereed om enige taak vir hom te verrig. Uit ons eie swakheid sal ons sterk word, want God gee ons die krag en die wysheid. Daar is voldoende krag. Kom ons vat saam. Om die pad met God te wandel, moet ons deeglik van ons eie onvermoë bewus wees. Ons het niks om op te roem soos wat die fariseërs in Lukas 18 gedink het nie. Selfs nie eers ons goeie werke nie. Want alles is genade. En sy genade is vir my genoeg. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, hoe wonderlik om te kan hoor dat u bemoeienis maak met sondaar mense soos ons. Dat ons niks hoef te verdien nie, maar dat die seun aan die kruis volkome en volmaak vir ons sondes gesterf het, en dat ons nou uit genade kan leef. Gee, dat ons u genade in ons lewens sal raak sien, en dit sal gaan leef tot u eer. Amen.